verkies om nie regtig meer te praat oor my verlede nie. Bloot net omdat ek dink dit is regverdig vir my hede nie. Maar natuurlik leer mens uit alles uit en ek dink met my vorige huwelik, ons het mekaar net verloor. Ja, dit was glad nie lekker nie. Weet, dit is jou beste maatjie, en dan moet jy hierdie harde feite in die gesig staar later. My advies sal ek sê vir mense wat daar in 'n huwelik is wat moeilik gaan of so is of op 'n punt van egskeiding staan, is brace yourself. Dit is regtig 'n moeilike paadjie om te stap. Dit is baie seer. Maak 200% seker dit is wat jy wil doen. Ek weet ook van huwelike wat mense wat geskei het en weer getrou het, so you never know. Maar ek dink oor die algemeen, veral as jy jonk is, jy weet jy het ons altyd 'n stemmetjie in jou wat eintlik vir jou sê wat jy moet doen en baie keer ignoreer jy daai stemmetjie en dit is belangrik om nie ten koste van jouself 'n besluit te maak nie. As dit sin maak, baie keer maak jy 'n besluit want jy dink, wat gaan hierdie daarvan dink. Maar be true to yourself en eer daai stem binne jou. Ja, ek dink soos wat jy ouer word en al baie harde klippe moes kou en al seer ervaar het, vriende, familie aan die dood afgestaan het, deur 'n egskeiding is, werk verloor het, jy weet, dit gaan is by jou werk, nie werk kry nie, al daai goeders. Jy is baie bewus dat jy niks van selfspreekend moet ervaar nie. En dis nog 'n ding wat ek hierdie jaar, of 2 jaar gelede is om in die oomblik te lewe. En dit help nie ek stres nou oor 2 weke of oor gaan ek my goed aan die einde van die maand betaal nie. Ek is nou hier so, ek het hierdie wonderlike, ons bly op die mooiste plek, in die mooiste land. Ons het die mooiste view. Ek het die wonderlike voorreg om die heeltyd by my kinders te kan wees op die oomblik en ek fokus op dit. Want mense weet nie wat môre bring nie. En soos met my neefie se dood, die nuus daarvan het my in kraam laat gaan. Maar dit is so bittersoet en die volgende dag hier word my seentjie gebore. En dit is die lewe is, dit is partykeer baie wreed en partykeer baie mooi. En mens moet kies om aan die mooi vas te klou, mooi herinneringe, even soos met jou huwelik wat nie uitwerk nie. Op 'n stadium is julle verskriklik en sal altyd wees lief vir mekaar. Hou vas aan die mooi. Hou vas, weet as jy vriende verloor en so, hou vas aan die mooi. Dink aan die mooi, onthou die mooi. As iemand doodgaan ook, onthou die mooi, vier hulle lewe. En waardeer die tyd wat jy het saam met mense wat jy lief is, en sê vir mense, jy het hulle lief, en moet nie mense van selfsprekend aanvaar nie, en doen moeite, moet nooit gaan, ek is spyt wees vir iets nie, ek is spyt, my ouma is nou 2 dae terug oorlede, en ek was nou onlangs in Johannesburg, en toe wil ek baie draai gemaak, na ek operasie gehad het, en ek het nie, en ek spyt daaroor. So, moenie spyt wees vir goeders nie, doen wat jy kan, al is nie lus daarvoor nie, al voel jy, is nou ver, of is nou dier, wat ek al doen het, maar mens weet nooit of jy die laaste tyd het, wat jy met dat persoon, sal spandeer nie.